Hartlik welkom van die kant van die kerkraad enkele afkondigings. Die katekisasie sal vanmôre weer voortgaan na die diens en u is welkom om saam tee te drink hier by die saal. Dan die katekisasie klasse vir die hoërskoolkinders graad 9 en 10 is DV woensdag aand 6:15 en dan die blydensklasses 7:15 woensdag aand. Dan sê ons hartlik geluk aan die volgende senior lidmate wat hierdie week verjaar. Broer Koos Koetsee van Groenvlei verjaar vandag. Broer Karel van der Berg van die plaas Gretna verjaar donderdag. Suster Henna Bouwer van Adelpracht verjaar Vrydag. En Suster Lelien Plooi verjaar ook Vrydag. Ons sê vir hulle baie hartlik geluk. En dan dink ons aan Moeder Jan Skutte wat in die hospitaal opgeneem is en ons vertrou dat hy gou sal beter wees. Dan vra ons, broers en susters, dat ons na die diens, dat hy net weer vinnig die sitplekke inneem. Broeder Louis van die kerk wil net vir ons gou 'n woord sê oor die potte en spitte dag van die 12de September. Terwyl ons so sit, broers en susters, kom ons sing die eerste 3 verse van lied 577. Laat die woorde van ons mond en die oordeenking van ons hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, ons rots en ons verlosser. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here uit Psalm 48, die 4de en die 5de vers.
doen belydenis van ons geloof, die geloof waarin ons nie twyfel nie. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, ja, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Na die wet van die Here, broers en susters, antwoord ons uit Psalm 119, vers 39 en vers 40. En kom ons luister na die Here se wet, soos ons dit het in een van sy Nuwe Testamentiese forme in Kolossense 2 en 3. En dit is die reël vir ons dankbaarheidslewe. Aangesien jy dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van julle lewe is, naamlik onsedelikheid, onreinheid, welle, slegte begeertes en gierigheid, wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, naamlik woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper, en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Oh
Ons bid saam. O ewige God, ons Vader in die hemel, ons neem ons toevlug tot U telkens weer, ook vanmôre. Want dit is alleen maar in U teenwoordigheid wat dit vir ons goed is. Ja, U gee vir ons die wonderlike gawe van kindskap, dat ons U ons Vader mag noem, en mag weet ons is die kinders. En U is vir ons 'n herder, wat ons bymekaar maak, ons teen die bors vasdruk, en vir ons daar die versekering gee, dat nie eers 'n haar van ons kop kan val sonder U wil nie. En ons is vanmôre juis hier saam, o Vader, om weer daar die versekering van U te ontvang. Want U goedheid en U barmhartigheid ken geen grense nie. En as ons U ons Vader noem, dan doen ons dit alleen maar omdat ons Here Jesus Christus ons met U versoen het. Ja, dit is alleen maar in Sy naam wat ons tot U nader. En dan moet ons bely, o Vader, dat ons dikwels U Vaderhart bedroef. Ja, ons kan so liefdeloos wees, so vergeldingsgesind, en so ingestel op onsself. Wil U ons dit alles vergewe? En ons juis deur die Gees en deur die Woord, wil U ons heilig, ons afsonder vir U. Ja, maak ons gedagtes en ons harte nuut, dat ons meer en meer ons sal oorgee in U diens. Want dit is vir ons goed. Vader, seën ons hier waar ons saam is. Maar dink ook aan hulle wat vanmôre nie hier kan wees nie. Vanweë siekte, vanweë die ouderdom. Ja, U weet, o Vader, dat die ouderdom 'n mens kan aftakel. Tot by 'n punt waar 'n mens nie eers meer bewus is van jou eie bestaan nie. En tog hou U met ons kontak. En neem U ons op in U teenwoordigheid. Wil U ook nou so doen? Maak ons leeg van onsself, dat ons vol kan word van die Woord, dat ons daardeur getroos kan word. Dit alles bid ons, o Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing, broers en susters, die 7de vers van Psalm 66.
sit as ons lees saam uit die woord van die Here, uit die boek Prediker, ons lees Prediker hoofstuk 11, daar vanaf vers 1. Werp jou brood op die water, eendag kry jy dit terug. Hou jou besittings op 7, selfs 8 plekke, want jy weet nie wat teëspoed oor die land kan kom nie. As die wolke vol water is, reën hulle leeg op die aarde. Of 'n boom nou suid of noord val, dit bly lê waar dit geval het. Wie die wind bly dophou, saai nie. Wie na die wolke bly kyk, oes nie. Net so min as wat jy kan verstaan, hoe die gees en liggaam by mekaar uitkom in die skoot van 'n swanger vrou, net so min kan jy die werk van God verstaan. Hy doen dit alles. Saai jou saad in die môre, gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter van die twee sal 'n oes lewer nie, en of albei ewe goed sal wees nie. Die lig is aangenaam, dit is goed vir die oë om die son te sien. As 'n mens lank lewe, moet jy oor alles dankbaar wees. Maar jy moet onthou dat die donker dae van die dood wat kom ook baie is. Alles kom tot niks. Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug, en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou. Maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Ook die jeug en die jonkheid kom tot niks. Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voor die swaar dae kom. Die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar niks aan nie. Dit is die tyd wanneer die son donker sal word, en ook die daglig, die maan en die sterre, die tyd wanneer dit weer bewolk word na die reën. Dit is die tyd wanneer die wagters van die huis sal bewe, die sterk manne waggel en die malers ophou maal, omdat hulle min geword het. Die tyd wanneer dit donker word vir die wat deur die vensters kyk, wanneer die deure na die strate toegemaak word, die geluid van die meel dof word, die tyd wanneer 'n mens opstaan, as die voëls begin sing, al hoor hy geen lied meer nie. Dit is die tyd wanneer hy bang is vir 'n hoogte, en vir alles op die pad skrik. Die tyd wanneer die amandelboom in bloei staan, die sprinkaan homself moeisaam voortsleep, en die kapperkruik nutteloos word. Die tyd wanneer die mens na sy ewige woning gaan, en die wat treur op die straat rondgaan. Die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word, en die goue kruik breek. Die kruik by die fontein stikkend breek, en die wiel by die put stikkend val. Die tyd wanneer die stof na die aarde terugkeer soos dit was, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. Die prediker was nie net 'n man met wysheid nie. Hy het ook die volk onderrig. Hy het nagedink, nagevors en baie spreuke gemaak. Hy het daarna gestrewe om hom raak uit te druk en die waarheid getrou op te teken. Die woorde van mense met wysheid is so skerp stokke, versamelde spreuke is so spykers wat ingeslaan is. Hulle is deur een herder gegee. Die belangrikste van alles is, my seun, wees versigtig. Daar kom nie 'n einde aan die skryf van baie boeke nie. Te veel studie oorwys die liggaam. Die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit: dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad. Tot sover, broers en susters, die kernverse, dis vers 9 van hoofstuk 11, waar die prediker sê, jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug, en jou jong dae ten volle geniet.
Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou. Maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. En dan die laaste 2 verse van hoofstuk 12. Die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit. Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad. Broers en susters en kinders, is dit nie 'n bietjie gewaagd om vir 'n jong mens te sê, geniet jou lewe nie? Sal die kinders dan nie allerlei verkeerde dinge aanvang nie? Moet 'n mens nie eerder sê, wy jou lewe aan die Here toe nie? Maar dis juist die punt wat die prediker ons wil leer. Om die lewe te geniet, staan nie teenoor toewyding aan die Here nie. Asof die twee mekaar uitsluit nie. Dis nie teenoorgesteldes nie. Die boodskap wat die prediker vir ons gee is, dieselfde Here wat ons geskep het, wat die lewe as 'n gawe aan ons gegee het. Hy wil hê dat ons die lewe moet geniet, maar dan saam met hom wat die lewe gegee het. Ons moet die lewe geniet juis as kinders van God. Dis wat die prediker hier sê. Hy sê die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit: dien God en gehoorsaam sy gebooie. 'n Mens moenie die aardse lewe geniet in ongeloof nie, asof die Here daar buite moet staan nie. Dis juist die verkeerde opvatting wat baie mense vandag het. Baie mense dink vandag, 'n mens kan net jou lewe geniet as die Here nie oor jou skouer loer nie. Maar die prediker sê iets anders. Hy sê kinders van die Here kan die lewe geniet. Kinders van die Here kan met blydskap leef. Want hulle behoort aan die een wat hulle geskep het. Vreugde en blydskap is juist te vind daar waar ek voor die aangesig van die Here leef. Waar ek weet, dis hy wat oor my waak. Hy pas my op soos 'n herder sy skape oppas. En dan moet 'n mens vra, maar is die prediker nie besig om homself te weerspreek nie? Hoekom sê hy, ons moet die lewe geniet, maar in dieselfde asem sê hy, alles is 'n gejaag na wind, alles is te vergeefs. Maar dit het ons nou al gehoor. Wat bedoel hy met te vergeefs en 'n gejaag na wind? Die prediker het al duidelik vir ons gesê, sonder die Here en sonder die troos dat ek aan hom behoort, ja, dan is alles te vergeefs. Sonder die Here is die lewe leeg en 'n gejaag na wind. En nou sê die prediker hier, niks in hierdie lewe is blywend en seker en permanent nie. Alles in hierdie lewe is tydelik, dit gaan gou verby. 'n Lekker dag, 'n lekker vakansie, gaan gou verby. Vandag kan dit goed gaan, môre kan alles skielik verander. En dis waarom die prediker sê, omdat hierdie lewe so onseker is, hou jou besittings op 7, selfs 8 plekke. Want jy weet nie wat teëspoed oor die land kan kom nie. En so weet ons, broers en susters, die lewe bestaan uit teleurstellings. Baie keer dinge wat ons nie kan verklaar nie. Soos hy hier sê, ons kan byvoorbeeld nie verklaar hoe die gees en liggaam by mekaar uitkom in die skoot van 'n swanger vrou nie.
Dis alleen maar 'n wonder van God se skepingswerk. En die lewe bestaan uit baie onverklaarbare dinge. En om alles te kroon, nadat ek alles gedoen het om 'n goeie lewe te leef, sê die prediker, ek span my in om 'n goeie lewe te leef, en dan kom die dood, en alles is afgesny. En hy praat hier so digterlik oor die dae wanneer ons oud word, en ons besef, ons is verganklik. Hy praat van die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word, wanneer die goue kruik breek, daar wanneer die kruik by die fontein stukkend breek, die wiel by die put stukkend val. En dan praat hy van die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer, soos dit was, en die gees, 'n mens se gees, na die Here toe terugkeer, na hom wat dit gegee het. En as ek dood is, dan het ek weer niks. En nou sê die prediker, as 'n mens so na die lewe kyk, dan lyk en voel dit inderdaad of alles te vergeefs is. En dan begin 'n mens wonder, maar waarvoor lewe ek? Is alles nie maar 'n gejaag na wind nie? Want niks is blywend of permanent nie. En dit is wat die prediker ons wil leer. En dan hou hy nie daarop nie. Hy sê, wanneer vind jy sin en betekenis in jou lewe? Wanneer jy begin raak sien, dat die lewe 'n gawe uit die hand van die Here is. As 'n mens begin besef, maar daar's 'n groter wêreld, ander kant my klein lewetjie. Ja, die dood gaan alles kom afsny. Maar 'n mens wat die Here ken, gaan dan na God se ewige woninge. Elkeen wat die Here ken, sy gees gaan na God toe terug, na hom wat dit uit genade gegee het. En ons wat glo, broers en susters, daar is 'n ewigheidsdimensie aan ons lewe. Ons gaan nie dood soos 'n wilde dier nie, en vergaan maar in die grond nie. My gees keer terug na God. En daardie menslike gees wat ek in my het, is 'n gawe uit die hand van die Here. En die dag as ek te sterwe kom, dan keer ek terug na God. Want hy het my geskep. Elkeen wat deur die geloof lewe, leef vanuit die verlossing van ons Here Jesus Christus. Die verlossing wat hy aan die kruis bewerk het. Dis wat die prediker vir ons wil sê. Ons het dit nou al gehoor. Die prediker roep na Christus. Want is hy wat 'n sinvolle lewe vir ons moontlik gemaak het. Wie kan dus die lewe geniet? 'n Mens wat besef dat alleen maar 'n lewe wat in verbondenheid aan die Here geniet word, alleen maar 'n lewe wat naby die Here geleef word, so 'n lewe is sinvol. Soos Petrus sê, hy sê die Here Jesus het ons losgekoop van 'n sinnelose bestaan. Die Here Jesus het sy lewe vir ons gegee, om vir ons hoop te gee, om vir ons 'n uitsig te gee, op God se ewige Vader woninge. En so seker is wat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, so seker sal ek eendag in die nuwe hemel en op die nuwe aarde by God wees. Al is dit so, dat 'n lekker vakansie so vinnig verbygaan. En al is dit so, dat niks in hierdie lewe vir ons blywend voel nie. Dis juist daarom, dat die prediker vir ons sê,
geniet die lewe. Jy mag maar die lewe geniet. Want dit is die lewe wat die Here gegee het. En hy gee 'n lewe in sy teenwoordigheid. Vind jou vreugde in die lewe as 'n geskenk van God. Want ek is aan hom gebind met 'n ewige band. Maar dan sê die prediker, ek het ook 'n verantwoordelikheid. Hy sê, dink aan die Here terwyl jy jonk is. Voordat die dae kom wat jy sê, ek het daar niks aan nie. Ons weet almal, mense wat die Here ken, by verreweg die meeste mense wat die Here ken, leer die Here ken van kleins af in hulle kinderjare. Een van die verklaarders sê, hoe ouer 'n mens word, hoe harder word die kors om jou hart. Daarom moet 'n mens die Here van kleins af leer ken. Dis waarom ons kinders groot maak as kinders van die Here. En dis presies wat die prediker hier sê, dink aan die Here terwyl jy jonk is. Moenie wag dat jy op jou sterfbed lê en dink jy gaan dan tot bekering kom nie. Want baie mense word dit nie gegee nie. Hy sê, dink aan jou Skepper. Met ander woorde, leef verantwoordelik voor die Here. Hy sal van jou rekenskap vra. Soos hy hier sê, doen alles waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat die Here rekenskap sal eis nie. En dit is wat so goed is, wat ons kan glo, broers en susters. Ons lewe is nie maar 'n lewe van noodlot en toeval nie. Ons lewe word nie bepaal deur toeval nie. Nee, ons lewe is in die hande van die Here. En juist daarom moet ons leer om verantwoordelikheid te neem vir ons dade. Want hoe dikwels gebeur dit, dat mense verskoning soek. Ek het moeilike kinderjare gehad. Dis altyd iemand anders se skuld. Dis moeilik om kerk toe te kom. Want dominee weet, daar's soveel dinge wat die lewe my veronreg het. So vind mense baie verskonings. Mense vat nie verantwoordelikheid vir hulle eie optrede nie. En dan besef mense nie, broers en susters, as ek altyd die skuld op iemand anders afskuif, dan sê die Bybel, dan skuif ek die verlossing in Christus ook van my af weg. Want die Bybel sê baie duidelik, as ek my sonde voor die Here bely, dan vergewe die Here my. En gee hy vir my die versekering dat ek sy kind is. Maar solank ek nie my skuld wil erken nie, dit sê Dawid so duidelik in Psalm 32, hy sê, solank ek stil gebly het oor dit wat ek verkeerd gedoen het, het my liggaam uitgeteer. En daarom dat een van die verklaarders sê, die Here Jesus het my nie gered van dit wat ander mense aan my gedoen het nie. Die Here het my gered van die verkeerde dinge wat ek gedoen het. En daarom moet ek dit voor die Here bely. En dan sal ek vreugde vind in die lewe as 'n geskenk van God. Want juist dan is ek verantwoordelik. Ek neem verantwoordelikheid vir my lewe. En daarom dat die prediker dan sê, dink aan jou Skepper terwyl jy jonk is. En weet jy, broers en susters, hy word nie jou Skepper wanneer jy aan hom dink nie. Hy is reeds jou Skepper. Daarom moet jy aan hom dink. En die Here bind hom nie aan ons wanneer ek aan hom dink nie. Nee, hy het hom aan ons gebind. Die dag toe ek gedoop is, het hy daardie belofte aan my gemaak. Ek maak jou my kind.
Ek is reeds 'n kind, daarom moet ek aan hom dink. Hy het my sondes deur die kruisdood van ons Here Jesus afgewas. Hy het my vergewe. Hy het vir my 'n nuwe lewe gegee. Juist daarom dink ek aan hom. En hy gee vir my sy Gees om my elke dag te herinner dat ek aan hom behoort. En juist daarom moet ek nie my lewe gaan vermors daar waar die Here nie is nie. Dit is waaroor rekenskap gee gaan. Om te dink maar, die lewe wat ek het, is 'n gawe in die hand van die Here. En juist daarom lewe ek in verantwoordelikheid teenoor hom. En ek kan vreugde vind in die lewe. Ek kan die lewe geniet, broers en susters, omdat ek weet, dis 'n lewe in teenwoordigheid van die Here, waar die Here Jesus my met God versoen het. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie vir hierdie heerlike troos uit U woord. Dat ons mag weet, ons behoort aan U. Niks of niemand kan ons uit U hand uitruk nie. Want U is 'n getroue God. U waak oor ons elke dag. En daarvoor dank ons U. En Vader, ons besef en ons bely dit voor U, dat ons dikwels ons vreugde op verkeerde plekke soek. Gee dat ons vreugde sal vind daarin, dat ons U kinders is. En gee dat ons die lewe sal geniet, juis omdat dit 'n gawe is uit U hand. Vader, seën ons ook as ons hier uit mekaar uitgaan. Dat ons mekaar op die pad van die geloof sal voorthelp, mekaar sal opbou. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Daar is 'n geleentheid, broers en susters, om die liefdegawe te gee en daarna sing ons lied 530. Kom ons sing, broers en susters, ons sing al drie die verse van lied 530.
seën van die Here en gaan dan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen.